die vorige lesse het ons nou al bietjie gekyk na die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Ons het al gekyk na vermenigvuldiging en wanneer ons optel en aftrek. Die volgende metode wat ons kan gebruik om algebraïese uitdrukkings te vereenvoudig is deur substitusie. Dit is die derde manier wat ons kan kyk hoe om algebraïese uitdrukkings te vereenvoudig. Ons kan 'n algebraïese uitdrukking se presiese waarde bepaal sodra 'n getalwaarde aan die onbekendes, wat mos die veranderlikes is, gegee word. Dit is baie belangrik dat julle sal onthou 'n veranderlike of 'n onbekende is mos 'n plekhouer, soos wat ons dit vroeër geleer het. Ons kan dus nou die gegewe waarde in die plekhouer se plek instel of vervang. Ons kan nou gaan kyk na 'n paar voorbeelde van hoe ons hierdie substitusie doen. Onthou, substitusie beteken ook vervanging. As ons kyk na 'n paar voorbeelde, sal die vraag vir ons vra: bepaal die waarde van elk van die volgende. As A gelyk is aan 2, B is gelyk aan 3 en C is gelyk aan 4. Onthou, ons A en ons B en ons C is nou plekhouers. So in hierdie geval is A se waarde 2. So ons kan hier in A se plekkie kan ons 'n 2 sit en in B se plek kan ons 'n 3 sit en in C se plek kan ons 'n 4 sit. Hierdie sommetjie sal met ander woorde vir ons gee, dit is 2 maal 3 maal 4. En 2 maal 3 maal 4, 2 maal 3 is 6, maal 4 is 24. As ons kyk na ons volgende enetjie, die waardes vir A, B en C bly dieselfde, maar ons sommetjie sê nou 3A plus 2B plus C. Dan gaan ons nog steeds op dieselfde manier te werk. Ons gaan hier in A se plek 'n 2 skryf en in B se plek 'n 3 en in C se plek 'n 4. So my som sal dan met ander woorde word 3 maal met 2 plus 2 maal met 3 plus 4. Dit gee vir my 'n som van 6 plus 6 plus 4. 6 plus 6 is 12 plus 4 gee vir my 'n antwoord van 16. As ons byvoorbeeld kyk na A plus B maal met B plus C, dan gaan ek nou beslis hierso in my A se plek 'n 2 sit. In my B se plek gaan ek 'n 3 sit. So orals waar B staan moet ek 'n 3 vervang. En in C se plek gaan ek 'n 4 sit. As ek hierdie sommetjie nou gaan neerskryf in sy hakkies, het ek dus 2 plus 3, sluit my hakkies, maal met 3 plus 4. Ek kan die som dus uitwerk as ek my hakkies eers vereenvoudig, dan kry ek 5 maal met 7 en 5 maal 7 gee vir my 'n antwoord van 35. As die som byvoorbeeld gevra het, 5 maal met A plus B plus C, dan gaan ek weer eens in my A se plek gaan ek 'n 2 sit. In my B se plek gaan ek 'n 3 sit en in my C se plek gaan ek 'n 4 sit. So as ek hierdie sommetjie gaan skryf nadat ek substitusie toegepas het, gaan ek kry 5 maal met 2 plus 3 plus 4. En dit gee vir my 'n antwoord van 5 maal met 9 en 5 maal 9 se antwoord is 45.
Kom ons kyk nou byvoorbeeld as ons sommetjie is 2a plus b gedeel deur c. Onthou, ek gaan nog steeds my substitusie toepas. So ek gaan in A se plek 'n 2 sit, in B se plek gaan ek 'n 3 sit en in C se plek gaan ek 'n 4 sit. So as ek hierdie sommetjie nou gaan uitskryf, dan gaan ek kry 2 maal met 2 plus 3 en ek skryf daai 2 maar in hakkies gedeel deur 4. Dit gee vir my 4 plus 3 gedeel deur 4 en my finale antwoord is 7 op 4. Ek kan hierdie 7 op 4 ook as 'n gemengde getal skryf deur te skryf dit is 1 en 'n 3/4. Die laaste voorbeeldjie wat ons doen, as ons het A maal met B plus C plus 3, dan gaan ek nou steeds in A se plek 'n 2 skryf en in B se plek gaan ek 'n 3 skryf en in C se plek gaan ek 'n 4 skryf. So my sommetjie word 2 maal met my hakkie 3 plus 4 plus 3 en dit gee vir my 2 maal met 10 en 2 maal met 10 gee vir my 'n antwoord van 20. Ek gaan vir jou 'n paar sommetjies neerskryf wat jy kan doen as huiswerk om hierdie oefening in te oefen.